Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Martin van Vieren en Kobus Nel van Eridanus. Ons praat bietjie oor nuwe geleenthede in die landbou, beleggingsgeleenthede in Suid-Afrika spesifiek wat 'n mens na kan kyk. As mens regtig sou jou geldjie op 'n lekker plek wil sit. Goeiemôre meneer. Goeiemôre Helle. Welkom. Martin, ons begin by jou. Kom ons praat eers oor Back and Claw, want die landboubedryf op hierdie stadium is in rep en roer spesifiek oor Back and Claw. Daar's ander groot probleme ook, maar Back and Claw is hierdie nou op hierdie stadium besig om die skade weer te gooi. Ja, kyk, tans kom jy nie sommer in 'n gesprek met boere en boerdery sonder dat die item opkom nie. Is maar 'n kommerwekkende ding. Boere het massiewe verliese gely, jy weet nie, vleisbedryf en die melkbedryf. En dan is die debat daaroor of die staat gedoen het wat hulle moes doen na omtrent. En natuurlik is die algemene gevoel nee, hulle het nou wel maatreëls ingestel, maar baie mense sou sê te min te laat. Daar is nou 'n nasionale krisis verklaar en dan het Suid-Afrika nou weer uiteindelik hulle eie inspuiting teen Back and Claw begin maak. Maar boere moet maar versigtig wees daaromtrent ook, soos enige ander virus het Back and Claw ook so 'n bietjie sy aard verander. So jy kry verskillende Back and Claw nou. So jy moet dit seker maak as jy beeste inspuit dat daardie middel wel sal werk vir jou beeste. Doeltreffend sal wees. Dis korrek, ja. Kobus, sien julle dat beeste 'n goeie belegging is op die oomblik? Ja, kyk, dit gaan maar oor vraag en aanbod en enigiets. Enige belegging gaan oor vraag, hoeveel vraag en hoeveel aanbod daar is. So dit blyk dat in die toekoms die vraag na beesvleis gaan dieselfde bly, maar die aanbod gaan definitief daal. Ja. So as jy kan beeste doen en jou biosekuriteit verskriklik streng beheer, want enige beesplaas moet baie streng beheer word. Ja, dan is beeste definitief 'n goeie belegging. Ek meen die spelers wat gaan bly, is die spelers wat hierdeur gaan druk. Sure. En hulle gaan baie goed afwees aan die einde van die dag. Maar ja, soos Martin gesê, die biosekuriteit, ons kan nie sê hoe belangrik dit is nie. En boere moet verskriklik versigtig wees om in te ent. Hulle moet nie net inent nie. Dis 'n feit. Ek weet dit. Sure. Ja. Die regte inenting op jou einde. Hulle weet nie wat die regte ene is nie, net by the way. Want daar's verskillende strains en die boere mag nie toets wat se strain hulle het nie. So wat dis die regering se werk. Laat ons nou nie daaraan gaan nie. Ja. Maar ja, hulle moet versigtig wees voor hulle inent. Moenie net inent nie. Dis ons opinie, Sure, my dis opinie. kontroversieel, ja. Martin, die verskil tussen voorbelasting en nabelasting. As mens kyk na of belaste oor die algemeen opbrengste, as 'n mens ietsie wil terug hê, daar's altyd iets belasbaar voor en na. Wat is die verskil tussen die twee? Ja, beleggers het verskillende vereistes of benodighede wat lei te belegging, voordele wat lei te belegging wil kry. So jy het voorbelaste beleggings is nou jou rente tipe goed. Dit kan baie keer in syfers 'n hoër persentasie wees en dit sal jou kontantvloei natuurlik so 'n bietjie boost as jy nog so met jou geld werk, dan gaan dit vir jou 'n voordeel wees, maar jy gaan belasting betaal wanneer wanneer die belegging oproep en dan nabelaste is dividende. As jy dividende verdien, dan word dat 'n 20% dividendverhoudingskoers word jou geld teruggehou en jy ontvang dit belastingvry. Ah. Kobus, nou is daar beleggings wat belasting aftrekbaar is teenoor jou belasbare inkomste en hoe werk dit? Ja, baie bees daar. Ja, daar is. So as jy 'n belegging maak en die maak die belegging in dieselfde veld as wat jou belasbare inkomste is. So kom ons vat byvoorbeeld boerdery. As jy boerdery inkomste het, dan kan jy 'n belegging wat jy maak in boerdery, soos byvoorbeeld beeste, saad, kunsmis, al die insette aftrek teen jou belasbare inkomste. En dit is nou juist die tyd, ek meen dis 28 Februarie is om die draai. So dit is 'n ding waarvoor 'n boere definitief moet uitkyk. Ja. Martin, baie mense sê ek belê in iets om dit te waag. Ons wil iets daai bou in enige veld moontlik. Dis maar venture capital oor die algemeen, soos die Engelse dit noem. Wat is venture capital en hoekom belê beleggers in dit? Ja, ek wil nie sê is teenoorgestel nie, maar dis anders as gestruktureerde beleggers. Jou Alan Gray, daai tipe belegger wat jy elke maand X bedrag insit en dan verdien jy verdienste daaruit. Hierso word dit meer in spesifieke ventures belê. Gewoonlik is jou opbrengs so bietjie meer, dit behoort ten minste
die rente wat jy in 'n bank kan verdien te klop, en oor die algemeen is dit hoër as gestruktureerde beleggers ook, en mense wat smaak daarvoor het en 'n beter inkomste uit hulle belegging wil verdien, belê dan in venture capital. En dis die tipe mense wat daaraan sal belangstel. Nou Kobus, baie belangrik, Eridanus het nuwe beleggingsgeleenthede vir beleggers. Vertel ons meer daaroor. Ja, Jennifer, Eridanus, baie beleggers het na Eridanus toe gekom en dan wil hulle ook 'n voorbelaste opbrengs verdien. Dis byvoorbeeld beleggers wat aangeslaane verliese het en dan kan hulle belasbare inkomste verdien wat dan hoër is as die nabelaste inkomste wat hulle kan verdien, want hulle kan dit afskryf teen hulle aangeslaane verlies. So Eridanus het tans 'n debenture produk wat ons binnekort gaan bekendstel. Hy's hardloop al die mense kan al bel. En daar verdien 'n belegger 'n rente-inkomste van so ongeveer so 16.8%. En dan het ons ook, soos wat ek nou genoem het, die belastingaftrekbare beleggings. Slegs daarso is dit slegs teenoor boerderyinkomste. So boere daar buite baie geld maak en baie belasbare inkomste het. Ons het vir jou 'n produk wat vir jou belasting kan verminder in plaas van dat jy nou gaan moet beeste en saad koop. Jy kan by Eridanus dit belê en dan kan jy ook 'n redelike opbrengs daaruit verdien tussen 14 en 16% per jaar belasbaar dan die inkomste. So ja, dit is die nuwe produkte wat ons bekendstel. Klink interessant, Martin. Watter tipe beleggers sal by so 'n geleentheid aanklank vind, dink jy? Ja, soos Kobus gesê het, mense met 'n opslaande belasting issue wat dit wil afskryf teen daai belasting. Mense wat 'n groter cashflow, kontantvloei wil bereik, 'n beter inkomste uit hulle belegging. Natuurlik moet jy die belasting met ter tyd daarop betaal, maar daai tipe belegger gaan definitief 'n voordeel uittrek. Nou Kobus, Martin het nou so vinnig daaraan geraak oor die kontantvloei voordeel. Vertel ons bietjie meer daaroor. Die kontantvloei voordeel, dit is maar reguit kyk het die voorbelaste opbrengs is omtrent dan so 16.8%. Dit is wat dan rente of 'n winsdeling is in die wat belasbaar in die belegger se hande is. En dan die nabelasting opbrengste wat jy wat jy daar kan verdien is 11 tot 12.5%. So dit is duidelik hoër kontantvloei, maar jy moet gaan belasting daar betaal. So vir die beleggers wat dit vir aanklank vind, hulle kan daarvoor gaan, asook die belastingaftrekbaarheid van die beleggings teen boerderyinkomste, slegs vir boere. Kan ons dit bied, ja. Martin, Eridanus het steeds beleggings vir nabelaste opbrengste ook natuurlik. Ons het steeds ons ou beleggings, dit is waar jy dividende belê. Kobus gesê het, tussen 11 en 12.5%. Jy ontvang dit in die hande na jou belasting betaal is. En dan wil ek net byvoeg by wat Kobus sê, wanneer mense in die nuwe belegging belangstel, moet hulle onthou dat daar is 'n aftrekbare bedrag vir elke individu jaarliks ten opsigte van rente-inkomste. Presiese bedrag is ek nie, maar is 23.500 of 400 rand vir individue onder 65 en 34.500 rand vir individue bo 65. Wat jy kan aftrek eerste van jou rente-inkomste. Voordat jy dit moet oorbetaal aan die belastinggaarder. Nou Kobus, net sodat mense nie die geleentheid mis nie, tot wanneer toe is die beleggingsgeleentheid beskikbaar vir vernemende beleggers? Jennifer, die minimumbelegging van R100,000 waar 'n belegger R100,000 as 'n minimumbelegging by Eridanus kan belê, is beskikbaar tot 11 Maart nou 2025. So dit is jou minimum van 100,000. Ja, 26 natuurlik, ons is in 26. Dis nie laas jaar. En dan daarna is dit maar weer 'n minimumbelegging van R1 miljoen. So beleggers wat dalk minder as R1 miljoen wil belê, hulle die venster is maar kleiner want ons het 'n prospektus geregistreer by CIPC en dit is wanneer die prospektus eindig. En dit is maar die timeline wat daar is. So tot met 11 Maart hierdie jaar kan mense nog tot met R100,000. Ja, 100,000. 100 minimum, 100,000. Ja, minimum ja. Basies onder R1 miljoen kan hulle belê, ja. Hoe maak hulle kontak met julle? Hulle kan ons webtuiste besoek wat die beste manier is dink ek. www.eridanus.co.za. Daar is 'n informasieseksie wat hulle net hulle basiese inligting kan insit. Eridanus ontvang dit dadelik en een van ons konsultante kom baie vinnig terug na jou toe en dan kan ons met bespreek wat is jou verskillende behoeftes. Dit is die beste manier. Dit is lekker om te sien daar's voorbelasbare en nabelasbare opsies wat 'n mens kan kry by Eridanus. Baie dankie Martin en Kobus dat julle draai kom maak het by ons vanmôre en ons verduidelik dit daarvan. Ja, lekker werk vir julle. Dankie. En vir julle ook. Daar's hy Martin en Kobus van Eridanus. Dis baie maklik, gaan eridanus.co.za of as jy direk met hulle wil gesels, stuur net 'n e-pos na info@eridanus.co.za. info
by eridanus.co.za om nou gebruik te maak van tot en met 11 Maart daai geleentheid of later daarna dan die groter ene.